Goeiedag. Ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Levitikus 3 te lees en hier gaan dit oor die dankoffer of die vredesoffer, in Engels peace offering. En anders as 'n brandoffer wat heeltemal verbrand is, was hierdie offer 'n gedeelde offer, 'n deel vir God, 'n deel vir die priester en 'n deel vir die een wat die offer bring. En hierdie deel beklemtoon dan dat 'n offer moes sonder gebrek gewees het. Die vet, dit is die beste deel aan God behoort het. Die bloed nie geëet moes word nie, want die lewe is in die bloed, en dat die offer van beeste, skape of bokke kon wees. Ons sien dan dat die vredesoffer gemeenskap en versoening met God simboliseer. Die volk bring 'n offer uit dankbaarheid om vrede met God te vier en eer dan saam as teken van verhouding. Hierdie deel bevestig net weer eens dat die Here nie net versoening met ons begeer nie, maar ook 'n intieme verhouding en gemeenskap met ons as sy kinders. Enkele gedagtes wat ek graag met jou wil deel vanuit die teksgedeelte. Die feit dat die vet vir God gereserveer word, bevestig net weer eens dat God verdien ons beste. Ons gee hom ons beste, nie ons oorblyfsels nie. En anders as vandag wat diere gevoer word sodat hulle vet kon word, was daardie tyd se diere maar gewees. So vet was regtig 'n delikatessen, die beste van daardie dier. So God verdien ons beste. Tweedens sien ons hier ook dat gemeenskap met God sentraal staan. Hierdie offer is uniek omdat dit 'n feesmaal met God simboliseer. Dit laat my dink aan 1 Korintiërs 10 vers 16 tot 18 waar ons lees van gemeenskap rondom die offer en Efesiërs 2 vers 14 wat bevestig Christus Jesus is ons vrede. Ons sien ook iets van die heiligheid van bloed, want bloed verteenwoordig lewe en lewe behoort aan God alleen. Daarom mag ons nie die bloed eet nie. Maar dan leer ek ook iets van dankbaarheid as 'n lewenshouding. Hierdie offer was vrywillig. Aanbidding moet uit 'n dankbare hart kom. En dit laat my dink aan Psalm 50 vers 14 wat sê offer dank aan God en Hebreërs 13 vers 15 wat praat van 'n lofoffer deur Jesus Christus. Maar ons word ook herinner in Romeine 12 vers 1 dat ek en jy onsself as 'n lewende en heilige offer aan God moet bring. Hierdie deel wys my ook hier na Jesus Christus. Eerstens, Jesus as ons vrede, want hy bring versoening tussen God en die mens. Lees gerus Efesiërs 2 vers 14. Jesus Christus is ons volmaakte offer. Soos die offer sonder gebrek moes wees hier, was Jesus sondeloos. Maar ons sien ook iets van gemeenskap wat herstel word en deur Jesus Christus kan ons weer in 'n verhouding met God leef. En dan ook iets van die nagmaal as vervulling. Want die vredesoffer se maaltyd wys vir ons vooruit na die gemeenskap wat ons in Jesus Christus het deur die nagmaal wat hy ingestel het. Kom ek en jy oorweeg bidend vandag. Aanvaar ek en jy en leef ons uit die versoening wat Jesus Christus bring. Met ander woorde, leef ons in die vrede wat ons van God ontvang het en leef ons in vrede met God. Tweedens, kom ons bid en oorweeg onsself en ons dade. Gee ons beste aan God en nie net materieel nie, maar in terme van ons tyd, in terme van ons harte, in terme van ons toewyding. En dan ook, koester ek en jy ons gemeenskap met God en met ander gelowiges. Sterkte vir jou dag. Groete en seënwense.